Ons skriflesing vanoggend kom uit Genesis, die 24ste hoofstuk. Genesis hoofstuk 24 by vers 7. Ek wil vanoggend met jou praat oor die onderwerp, kyk verder as wat die oog kan sien. Daar's 'n deurbraak vir jou in jou toekoms. Jy mag dit dalk nog nie kan sien nie, maar is in God se hart vir jou. En God staan gereed om sy hand uit te steek en in jou lewe die regte ding te laat gebeur op die regte tyd, op presies die regte tyd, in die regte omstandighede, net vir jou. Nou Abraham is bejaard. Sy seun Isak het nog nie 'n vrou nie en hy het nog nie 'n nageslag nie. En dis vir hom 'n groot bron van kommer. En dan stuur hy sy diensknegt, en dis baie meer as 'n slaaf, is eintlik 'n vertroueling wat ook toevallig 'n slaaf is. En hy stuur hom om vir Isak 'n bruid te gaan kry, daar waar Abraham groot geword het by sy eie mense. Hy sê in vers 7, die Here, dis Abraham wat praat, die Here, die God van die hemel, wat my uit my vader se huis en uit my geboorteland weggeneem het, en wat met my gespreek en vir my gesweer het met die woord aan jou nageslag sal ek hierdie land gee, hy sal sy engel voor jou uitstuur, en jy moet vir my seun daar 'n vrou gaan haal. Gaan ons aan by vers 10. En die dienaar het 10 kamele van sy heer geneem en weggegaan met allerlei kosbare goed van sy heer by hom. Hy het klaargemaak en na Mesopotamië, na die stad van Nahor getrek. En het die kamele laat neerkniel buitekant die stad by 'n put teen die aand, teen die tyd dat die vroue uitgaan om water te skep, en gesê: Here, God van Abraham, my Heer, laat ek haar tog vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham, my Heer. Hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom om water te skep. Laat dit nou tog gebeur. As die dogter aan wie ek sê, hou tog jou kruik, dat ek kan drink, antwoord, drink, en ek sal ook die kamele laat drink, dan is sy dit wat u bestem het vir die knegt Isak. En daaraan sal ek weet dat u guns aan u Heer bewys het. Hy het nog nie klaar gespreek nie. Of daar kom Rebekka uit, wat vir Bethuel, die seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer, gebore is, met haar kruik op haar skouer. En die dogter was baie mooi van aansien, 'n jong meisie, en geen man het haar beken nie. En sy het afgedaal na die fontein en haar kruik volgemaak en weer opgekom. Toe loop die dienaar haar tegemoet en sê: Laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy antwoord: Drink, my Heer. Daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak en laat hom drink. Nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy: Ek sal vir die kamele ook skep totdat hulle genoeg gedrink het. Dadelik het sy toe haar kruik in die drinkbak leeggemaak en weer na die put geloop om te skep en vir al sy kamele geskep. Ek kan net gou daar onderbreek. 'n Kameel kan iets soos 90 liter water drink. Daar's 10 kamele. Dit het behels sy moes met trappies afloop en elke keer met haar kruik opkom. Hierdie Rebekka het hard gewerk om nie alleen vir die diensknegt water te gee, maar veral die kamele water te gee. En die man het haar stilswyend betrag, om te weet of die Here sy weg voorspoedig gemaak het of nie. En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue ring, 'n half sikkel in gewig, en 2 armbande vir haar hande, 10 sikkels goud in gewig. En hy sê: Wie se dogter is jy? Vertel my tog, is daar plek vir ons in die huis van jou vader om te vernag? Toe antwoord sy hom: Ek is die dogter van Bethuel, die seun van Milka, wat sy van Nahor gebaar het. Verder sê sy vir hom: Daar is ook strooi en voer in oorvloed by ons, ook plek om te vernag. Toe buig die man hom neer en aanbid die Here. Met die woorde geloof sy die Here, die God van Abraham, my Heer, wat sy goeie tierenheid en sy trou aan my Heer nie onttrek het nie. Wat my aangaan, die Here het my op die weg gelei na die huis van die broers van my Heer. Daarna die dogter geloop en in die huis van haar moeder vertel wat daar gebeur het. Nou gaan hy
na die huis waar sy bly is. Hy ontmoet die mense daarso, en dan lees ons weer in vers 50, dis nou Laban. Toe antwoord Laban en Bethuel en sê, van die Here kom die saak. Ons kan jou daar geen kwaad of goed van spreek nie. Daar staan Rebekka voor jou, neem maar en gaan heen, dat sy 'n vrou kan wees vir die seun van jou Heer, soos die Here gespreek het. Toe die dienaar van Abraham hulle woorde hoor, het hy hom voor die Here neergebuig na die aarde toe. En dan kom ons by vers 61. Toe het Rebekka en haar diensmeisies hulle klaargemaak en op die kamele weggery en die man gevolg, so die dienaar dan Rebekka saamgeneem en weggetrek. En Isak het uit die rigting van die put Lagoy Roi gekom, want hy het gaan woon in die suidland. En Isak het teen die aand uitgegaan om te pyns in die veld. En toe hy sy oë opslaan, sien hy met eens kamele aankom. Rebekka het ook haar oë opgeslaan en Isak gesien. Toe het sy van die kameel afgegly en aan haar dienaar gesê, watter man is dit wat ons tegemoet loop in die veld? En die dienaar antwoord, dit is my Heer. Toe neem sy die sluier en bedek haar. Daarop het die dienaar aan Isak alles vertel wat hy gedoen het, en Isak het haar in die tent van sy moeder Sara ingebring en Rebekka geneem en sy het sy vrou geword. En hy het haar liefgehad, soos Isak dan getroos na die dood van sy moeder. Daar's 'n waarheid wat uitspeel en is ingebed in hierdie verhaal. Dis sekerlik 'n verhaal, as ons kyk na die omstandighede wat vir ons vreemd is, want ons lees van kamele en 'n goue ring deur die neus en dis vreemde plekname en is nog vreemder gebruike. Maar as iets hier wat ons moet snap. Hier's 'n dienskneg wat 'n vrou moet gaan soek vir Isak. Abraham sê, gaan na Mesopotamië, na my eie mense. Dis omtrent 1000 kilometer wat hy moet reis. Hy reis met baie kosbare besitting, soos 'n gevaarlike reis, dis 'n ver reis, is 'n onbekende pad. Wat is die kans dat wanneer hy dan nou by die plek kom waar die familie bly, op presies die regte plek, die put, op presies die regte tyd, hier kom hierdie meisie aangestap, op presies die regte omstandighede, sy doen presies soos wat hierdie dienskneg in sy hart teenoor God gepraat het. Wat is die kans dat alles presies so uitwerk? Jy sien, want God was in die saak gewees. Ek glo dat God 'n deurbraak vir jou in jou toekoms het. Hier is 'n waarheid, broer en suster, wat ons moet aangryp. Dis iets wat hier in ons hart moet begin leef, dat die Here dit vir ons sê, ek het vir jou 'n deurbraak in jou toekoms. Kyk verder as wat jy nou kan sien. Dis daar, dis klaar in my hart, dis klare werklikheid. Jy sien dit nie, maar jy's op pad daarna toe. Loop saam met my. Daar's 3 goed wat ons hierso moet hoor. Die een is, hoor God se stem. Hoor wat die Here vir ons sê. God neem verantwoordelikheid vir ons lewe op hom. Hy aanvaar verantwoordelikheid. God sal seker maak dat jy op die regte tyd, op die regte plek is. Jy sal niks mis wat in God se wil vir jou is nie. So dikwels raak ons bekommerd, as iets gebeur, dis asof dinge verbygaan, en as ek nie nou vinnig hierdie besluit neem, as die dinge nie nou vinnig uitwerk nie, dan loop alles skeef. Nee, God is in beheer. Die een ding wat ons moet snap, wat ons moet glo, God is in beheer. God het 'n plan. Ek en die Here stap 'n pad. Jy moet dit in jou hart kan weet. Jy en die Here is besig om ergens heen te stap na die antwoord wat God vir jou het. Isak het 'n vrou nodig. Daar's Rebekka. Daar's 'n antwoord. Die twee moet by mekaar kom. God het vir jou 'n Rebekka. Nou as jy getroud is, moenie dit nou te letterlik opneem nie, asseblief. Maar jy kry die idee. Daar wag die oplossing, die antwoord vir jou. Kom ons gaan kyk na Spreuke, die 3de hoofstuk. Weet jy, partykeer moet ons maar net die woord van die Here in sy eenvoud vat en dit glo. Spreuke 3 vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Vertrou.
op die Here, met jou hele hart. Vergeet van alle menslike redenasies, vertrou op die Here, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ons kry baie dieselfde in Psalm 37, daarso vers 3, vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde, beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Vers 23 van Psalm 37, deur die Here word die gange van 'n man bevestig en hy het 'n welbehae in sy weg. Die Nuwe Lewende Vertaling sê pragtig, die Here bepaal die rigting van 'n mens. Ons het die idioom, die mens wik, maar God beskik. Kom in lyn met God se plan vir jou lewe. En dit sê baie duidelik, wanneer ons God vertrou, dan werk die Here dinge vir ons uit. En die Here wil vir ons lei op daardie pad. Jy hoef nie so bekommerd te wees, jy gaan die pad mis. God sal jou lei, want hy het verantwoordelikheid vir jou geneem, so die Here sal vir jou daar bring. Ons lees pragtig in Jesaja 58 vers 11. En die Here sal jou gedurig deurlei. Net baie keer. Die Here sal jou gedurig deurlei. Dis net belangrik dat ons regtig kan hoor wat die Here vir ons sê. Dis hoekom dit so belangrik is om tyd te maak om met die Here, alleen met die Here besig te wees en God kans te gee om met jou te praat, om 'n woord te vat en dit vir jou lewend te maak. Hier in jou hart moet jy kan hoor, dis wat God sê. Hier's 'n versie, Jesaja 58 vers 11. Heeltemal in ander omstandighede gegee, maar wanneer die Here dit vir jou lewend maak, dan hoor jy dat God vir jou sê, ek sal jou gedurig deurlei. As ons gaan na Jesaja 58 vers 17, weer so sê die Here jou verlosser, die heilige van Israel, ek is die Here jou God, wat jou leer wat heilsaam is, wat jou leer wat goed is vir jou, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. God beloof om vir ons te sê wat om te doen. Kom ons kyk so 'n bietjie hoe werk dit in die lewe van hierdie dienskneg. Dit is vir my treffend die geloof wat hy het in die Here. Ons kom daarso in vers 7, en dis Abraham se geloofsverklaring. Die Here, die God van die hemel, het met my gespreek, en hy het vir my gesweer en gesê, in hierdie land sal jy 'n nageslag hê. Hy sal sy engel vir jou uitstuur. Baie duidelik, Abraham het hierdie geloof dat die Here vooruit sal gaan, hierdie dienskneg sal suksesvol wees in wat hy doen. Abraham het hierdie geloof, daar's 'n diens, daar's klare Rebekka, daar's klare vrou vir my seun. Hulle moet net by mekaar uitkom, wat God het gepraat. Dis waarop hierdie dienskneg sy hele reis bou. Kom ons by vers 12. Nou hoor wat bid hierdie dienskneg. Hy sê, Here, God van Abraham, my Heer. Sê dan nie, sy eie God ook nie? Ja, dit ook. Maar jy sien, Abraham staan in 'n spesiale verhouding met God, en ons gaan nou dit nog meer sien. Abraham staan in 'n verbondsverhouding met God. God het gekom en 'n verbond met Abraham aangegaan, en Abraham is deel van God se plan. Daar is 'n seën op Abraham se lewe, en hierdie dienskneg, omdat hy deel van die huis is deel van daardie verbond, en Abraham se God is sy God. En hy sê, Here God van Abraham, my Heer, maar by implikasie, Here my God ook, laat ek haar tog vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham, my Heer. Het Abraham het verdien? Was hy hierdie volmaakte mens wat die seën van die Here regtig verdien het? Glad nie. As ons gaan kyk na Abraham se lewe, sien ons allermins. Maar omdat hy 'n verbond met God was, rus daar guns op sy lewe. God kyk verder as jou tekortkominge, en God sien wat jy nodig het, en God wil sy guns laat rus op jou lewe. Hoekom? Want ek en jy staan ook in 'n verbond met God deur Jesus Christus. Die Bybel praat daarvan is die nuwe verbond. God se gees kom woon in my lewe. God kom verbind hom aan my deur Jesus Christus. God kom sê, ek is met jou te alle tye, tot aan die volëinding van die wêreld. Ek en jy dwaal nie maar net hulpeloos, moedeloos hier rond nie. Ek en jy het 'n God wat sorg vir ons. Dis wat vir hierdie dienskneg so 'n werklikheid is, en hy's onder die ou verbond. Hoeveel te meer na Jesus moet hierdie vir my en vir jou 'n werklikheid wees.
Hy kom en hy kom maak hier 'n verklaring, daarin sal ek weet, sy nou besig om te bid, Here, laat hierdie en hierdie gebeur, dan sal ek weet dat u guns aan die Heer bewys het. Ons kom also by vers 21, die man het haar stilswyend betrag. Hier kom sy aangestap. Die man het haar stilswyend betrag, hy sê nie 'n woord. Hardloop hy na haar toe en sê, jy sê antwoord wat God stuur, hy kyk net eers en sê, ek wil weet, of die Here my weg voorspoedig gemaak het. Wat is sy verwagting? Dat die Here sy weg voorspoedig sal maak. Wat moet ons verwagting wees? Dat die Here ons weg voorspoedig sal maak. En dan wanneer dinge uitwerk soos wat hy verwag het, kom hy buig hom neer en bid die Here. Hy sê, loof die Here, die God van Abraham, my Heer, wat sy goedertierenheid en trou aan my Heer nie onttrek het nie. Twee woorde wat absoluut verbondswoorde is, goedertierenheid, wat ons eintlik nie eens in Afrikaans kan vertaal nie. Hebreëus is gesed. Gesed beteken, God verbind hom aan mense om goed te doen aan hulle. Daar's daardie ewige liefde tussen God en die mens met wie hy in 'n verbond is. Sy getroue liefde, as ons dit nou kan vertaal. En hy kom en hy sê, Here, u het u verbond aan Abraham bewys, wat my aangaan. Dis hoe dit in my lewe uitwerk, sê hy, Here, u het my gelei op die weg na die regte huis, na die regte persoon. God sal sorg op grond van sy verbond wat hy met jou het in Jesus Christus, dat jy syne is, sorg dat jy by die deurbraak uitkom. As ons gaan kyk na vers 48, nou is hy besig om vir Laban alles te vertel, en hy sê, ek het in aanbidding neergebuig voor die Here, en die Here geloof, die God van Abraham, my Heer, wat my op, nou voeg hy by, die regte pad gelei het. Toe hy gebid het hy maar net gebid, om te weet of die Here sy weg voorspoedig sal maak. En weer daarso in vers 27, hy het my op die weg gelei, maar hier kom hy en hy kom sê vir hom, die Here het vir my op die regte weg gelei. Moenie so bekommerd wees dat jy op die verkeerde paaie loop. As jou hart reg is voor God, neem God verantwoordelikheid om jou op die regte pad te lei. Wanneer daar daardie groot besluite is wat jy moet neem, God is in beheer. Jy moet net daardie ingesteldheid hê om te kan hoor wat die Here vir jou sê. Hy beloof om vir jou te lei op die pad wat vir jou die beste is. So ek sê julle in die eerste plek moet ons God se stem hoor en hoor dat die Here vir jou sê, ek gee vir jou 'n deurbraak. Die tweede ding, moet ons God se hand kan sien. Jy moet kan sien dat die Here besig is om te werk. Jou geestesoë moet oopgaan om dit te kan sien. Hierdie dienskneg praat met God met die grootste gemak. Partykeer is dit stilweg, ander keer is dit baie openlik. Hy praat oor God met die grootste gemak. Hy het geen probleem om enigsins vir almal te vertel wat wil luister, hoe God besig is om te werk nie. Vir hom is dit hierdie werklikheid, hy het hierdie pad wat hy loop saam met die Here. God wil nie die ver af God in ons lewe wees nie. God is nie die God net van die Sondag of net van die kerkdiens. God wil deel van ons elke dag se lewe wees. Hy wil ons vertroueling wees, hy wil ons geselsgenoot wees, hy wil ons vriend wees. Hy wil hê jy moet sy hand in aksie beleef in jou lewe. Dinge gebeur nie toevallig in die kind van God se lewe nie. Miskien kan ons dit so sê. As ek bid, dan gebeur toevallige dinge. As ek nie bid nie, dan gebeur niks. God neem omstandighede en hy laat dit uitwerk. Kyk ons hierso na vers 14, waar hy kom en sê, laat dit nou tog gebeur, as die dogter aan wie ek sal sê, hou tog jou kruik, dat hy kan drink, antwoord drink, en sy sê, laat ek ook die kamele water gee. Dan sal ek weet, Heer, dat u guns aan ons bewys het. Dis nie sommer maar net so 'n taakie waarvoor hy vra nie. Dis sekerlik algemene Midde-Oosterse gasvryheid om vir iemand water te gee. Dis nie gasvryheid
om te sê, ek gaan jou 10 kamele elkeen 90 liter water gee nie. Maar dis wat hy bid. En dan, hy het nog nie klaar gespraat nie, nou in vers 45, en vertel hy nou weer van dit wat gebeur het, en hy sê, ek het dit nog nie klaar in my hart gespreek. Niemand het hom gehoor nie, dis net God wat hom hoor. Hy was nog besig om in sy hart dit vir die Here te sê, Here, laat hierdie gebeur. Hier kom Rebekka, sy doen presies soos wat hy gebid het, dat sy moet doen. Hoekom? Want God laat die toevallighede saamwerk. Dis weer, ek wil sê, dis vir my te groot toeval, dat hy presies op die regte plek is, op die regte tyd, alles werk uit, net soos wat het veronderstel is om uit te werk. Want God is in die saak. God het die detail van die saak in beheer. Hierdie diensknegt het nie die detail voor die tyd geken nie, hy het net geweet, hy het die hart van God gehoor, hy het die hand van God in aksie beleef, en dis waarvoor hy die Here vertrou. Jy hoef nie die detail te ken nie, God sal die detail uitwerk. Jy hoef nie wakker te lê in die nag en te wonder, hoe gaan ek hierdie situasie hanteer? God sal dit vir jou uitwerk. Jou vertroue moet net wees op die Here. Dis hoekom hy glad nie haastig is. Ons lees dan vers 21, en die man het haar stil swyend betrag. Hy staan maar net rustig. Here, hier is nou in u hand. Ek en jy in ons lewe moet op 'n plek kom waar ons daai rustigheid kan kry om te sê, Here, ek kan niks doen nie. Ek is nou in u hand en nou verwag ek, Here, dat u hier iets gaan doen sodat ek weet God is besig. Dis al. Nog iets wat vir my baie mooi is in hierdie gedeelte is dat Laban so inskikkelik is. Nou 'n bietjie later in die Bybel lees ons meer van Laban. Laban is 'n bedrieër. Hy's 'n manipuleerder, hy's 'n kansvatter, hy's 'n gierige hart. En ons kan sekerlik nog 'n klomp ander negatiewe goed oor Laban sê as ons wil. Maar Laban, hierdie ongelowige, kom en hy sê, van die Here kom die saak. Ons kan daar geen kwaad of goed van spreek nie. Ons het niks anders wat ons kan sê as om te sê, hierdie saak is van die Here. God wil hê dat Rebekka by Isak moet uitkom. Hy sê, daar staan Rebekka voor jou, neem haar en gaan heen dat sy 'n vrou kan wees vir die seun van jou Heer, soos die Here gespreek het. Hierdie ongelowige maak 'n verklaring, God het gepraat, ek kom in lyn met God se wil. Hoor hierso man, daar's ongelowiges in jou lewe. Jy dink hulle sal nooit hoor wat God sê nie. God kan werk in enigiemand se hart. God kan omstandighede kom skik, meer as wat jy ooit sou kon dink. God kan jou verras deur wie hy gebruik. God maak die plan, nie jy nie. So ons sê, is belangrik dat ons God se stem sal hoor, dat ons sal uitkyk vir God se hand, en die derde ding wat ek wil sê, dat ons God se hart sal ken. Hierdie diensknegt het hierdie verwagting dat die Here gaan help, dis sy belewenis van wie God is. Nou kom hulle, Rebekka is nou saam met hom op pad terug, dan kom hulle naby waar Isak is, ons lees in vers 61, toe het Rebekka en haar diensmeisies hulle klaargemaak en op die kamele weggery en die man gevolg, so die dienaar dan Rebekka saamgeneem en weggetrek. En Isak het uit die rigting van die put Lagai Roi gekom. Dis 'n moeilike woord wat vir ons eintlik niks beteken, tensy jy die geskiedenis ken. Bietjie vroeër in Genesis kry ons dat Hagar, die byvrou van Abraham, weggestuur word, sy en haar kind. Hulle kom en hulle is by 'n punt in hulle lewe waar hulle sterf van dors. En Hagar roep uit tot die Here en God gee vir haar water, 'n fontein. Sy noem die fontein Lagai Roi, en dis Hebreëus wat beteken die lewende een sien my raak. Dis wat Lagai Roi beteken. Isak is by die fontein van Lagai Roi. Daar's vir ons 'n betekenis daarin. God sien hom raak met sy behoefte. Sy ma het onlangs gesterf, en ons lees daarso ons vers 67, hy is getroos toe hy Rebekka in sy lewe kry na die dood van sy moeder. God sien sy hartseer, sy eensaamheid. God sien, hy's 40 jaar oud, hy het nog nie 'n vrou nie. God weet, dis nie goed vir 'n man om alleen te wees nie. Genesis 2. God gee vir hom dit wat hy nodig het in sy lewe. God se hart is om daar te wees wanneer jy hom regtig nodig het.
En ek weet nie vanoggend wat die lagai roe in jou lewe is, waar jy sit in jou moedeloosheid en sê, ek weet nie meer wat om te doen. Wat ek weet is, die lewende God sien jou raak. Hoekom sê ek dit? Want die lewende God het aan die kruis sy lewe kom gee, sodat ek en jy lewe en oorvloed kan hê, sodat ek en jy in die vreugde kan leef van, ek weet God is met my, God sorg vir my, God het 'n plan vir my lewe, God sal sy plan uitvoer, ek weet, ek is veilig by die Here, dis God se hart vir jou. En wat ons hierso lees, Isak kom van daardie fontein af, en dan sy in die veld besig om te pyns. Woord wat moeilik in Hebreëus vertaal word, want dit is die eerste en enigste keer wat dit voorkom in Hebreëus. Die Griekse vertaling, net so 'n paar honderd jaar voor Christus gebore is, het hom vertaal met pyns, met mediteer. Hier is Isak, hy's besig om te dink, om te top oor dinge. Wanneer jy besig is om te dink, om te top oor dinge, kom God. Die volgende oomblik, daar staan Rebekka. Daar is die antwoord. God sal jou verras met wat in jou lewe gaan doen. Kom ons bid. Here, ons het hierdie verwagting vanoggend, dat dit wat met Isak gebeur het, met hierdie diensknegt Abraham en Rebekka gebeur het, nie net 'n storie is nie, Here, maar dat hierdie 'n waarheid vir ons is. Dat U 'n plan het met ons lewe. Dat U 'n deurbraak het vir ons in ons omstandighede. Dat U, Here, ons wil verras met U uitkoms. En dat U besig is om dinge te laat uitwerk. Die fynere detail van ons lewe, dis reeds, Here, deur U tot in die fynste uitgewerk, tot ons voordeel. So, Here, kom ons vanoggend. Uiteindelik, Here, is dit ek en U, elkeen van ons wat 'n pad met U moet stap, moet hoor wat U vir ons sê. Moet uitkyk vir die hand in ons lewe en die hart moet pyl. Here, en as ons dit doen, gaan ons verras wees. Wanneer ons Rebekka skielik voor ons staan en ons die antwoord sien op dit wat ons ten diepste nodig het. So ek bid vir elkeen van ons, Here, help vir ons om hierdie pad met U te stap. Dag vir dag, oomblik vir oomblik. Wanneer dit vir ons voel, Here, ons word oorweldig deur omstandighede, deur probleme, deur wat dit ook al mag wees. Help ons, Here, dat ons verder sal kyk as wat ons sien. Dat ons met die Gees sal sien, God het vir my 'n antwoord. Ons kom bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek dink 'n baie mooi liedjie om te sing na aanleiding van hierdie woord. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Kom ons staan. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon weer om te gaan. Hoe verbeur ons toch die vrede? Ag, hoe dikwels lei ons maar. Stort